is en verduidelik net vir die mense wat die NPA, die National Prosecuting Authority is, want ek kry die mense verstaan net nie wat is 'n prokureur advokaat, wat is die NPA, waar pas wat in nie. So jy kan miskien afskop deur net dit vir ons te doen. Okay, kan ek maar in Engels praat? Ja, enige please proceed okay, in English. If this is just for the international people. What I do is I prosecute for the National Prosecuting Authority. We are the people's lawyers. We are the community's lawyers. We look after their rights. That's what a public prosecutor is supposed to do. And that is the objective of being a public prosecutor. To me personally, it's not just a job. Okay. And my title is, I don't like using my title, but I've got the experience. I'm a senior state advocate. You know, you start off as a what do we call them? An intern, then you become a prosecutor, you become a district court prosecutor, a regional court prosecutor, a high court prosecutor, then you become a state advocate, and then a senior state advocate. So that should give an indication of the broad scope of work that I've been involved in, from your shoplifting, your theft, your robberies, your murders, your rapes, right through the threshold. I've been involved in a lot of these investigations and prosecutions. The NPA, we lead the prosecutions. A lot of the investigation work is done by the prosecutor who lead the investigators, tell them what to do, because I know what I need in my case. So I will direct that police officer to go and look for what I need. So we call it prosecutor-driven investigations or prosecutions. Okay, so a lot of times the police, I don't want to say it with disrespect, but a lot of them need our input as to what we need. So a lot of people are quick to say the police didn't do this or the police didn't do that. A lot of them don't have the experience regarding a lot of type of cases, especially when it comes to this new law that was enacted in 2021. I think 1st December 2021, yeah. So a lot of them don't know the cyber crime. They don't know the cyber laws that you can add to a charge sheet. And that's where we, with our experience, have to guide the police and sometimes junior prosecutors as well. Because that's also part of our job. We have to teach and transfer skills to less experienced prosecutors that have just started or have no experience of the type of complicated prosecutions that are taking place. You have your Bitcoin, you have a lot of stuff being committed. Crimes are now faceless. They are now without violence. And all you do is sometimes sit just behind a computer. And that's where you make a lot of money. You don't know who the person is. There's no contact between people as well. No physical contact. So that's how crime has evolved over the last 5-6 years, I would say. And that's why the Cybercrime Act was enacted, because there wasn't sufficient laws and penalties to deal with this type of thing, because a lot of it was dealt with, under the common law with charges like criminal injury and stuff like that. That just wasn't enough for cybercrime. So that's why part of this was to, let me just close this door. My son is playing games and he's getting very excited. Let me just, I've just got a lot of thoughts going through my, let me just start with the first thing. And that is, everybody has the right to dignity and self-respect and all of that. And a lot of people on this app like to say, it's a freedom of I have a freedom of speech. Now, Section 36 of the Constitution says that no right is limitless. No right is absolute. So your right to dignity or my right to freedom of speech can be limited. It doesn't mean that it's unlimited.
Do you get what I mean? Yes. So people think they can say what they want to, but the minute it impairs on my right to self-respect and my right to my dignity, then we're going to have a problem, because whose right is stronger than the other person's right? And for every right, there's a responsibility that one counterweighs the other. So the moment that you enforce your right, you must also accept that there is a responsibility coming with it. And then sometimes people forget that. Exactly. There must be a balance between the different rights, be it a right to sexual choice, preference, be it a right to religion, sexual orientation, or whatever right. There's got to be a balance. Your right is not bigger or stronger than another person's right. Okay, so people forget that. Now, the Cybercrime Act was enacted because previously we made use of criminal injury, which was a common law offense, and that was not really strong. It couldn't tackle the cyberbullying that was taking place. So with the criminal injury, we dealt with, also coupled with that, they used the Harassment Act, okay, Protection from Harassment Act, as well as the Intimidation Act. Also the Films and Publications Act, if you publish nudes or of children or a child in a graphic position, in a sexual position or of a sexual nature, even if it's a drawing or anything, it just becomes a violation of the Films and Publications Act. So that, in a nutshell, you had to use different laws to convict somebody, and it became problematic. Yes. But now you've got the Cybercrime Act, which encompasses all of that, and you can still use all of that acts. You can even add them as different charges on your charge sheet. It doesn't have to just be one. But the biggest one I like to use is the Intimidation Act. The Intimidation Act is very strong because you can get a sentence of up to 10 years, depending on how bad it is. Yes. What else is there? Well, I just want to tell people, so what Jafis is saying, there's different types of law in South Africa. It's always been like that. So the first level is the common law. That is basically old Roman law and old Dutch law, and how it evolved in South Africa over centuries. Then secondly, you would have statutory law. Now, statutory law is laws. It's enactments of Parliament, which then prohibit and sometimes create crimes. So what he's referring to, number one, there was the old common law on which they tried to prosecute. It was very difficult, it was problematic. Then certain new enactments came through Parliament that was still too scattered to really be as effective as possible. But now it's basically being incorporated into the Cybercrimes Act, which makes it very difficult. So when you draw up a charge sheet, and you must correct me if I'm wrong, Jeffy, you're always going to then charge the person primarily with a charge in terms of the Cybercrimes Act, and then secondly, as an alternative or further charges, you will then use the other statutes as well as common law. Yeah. You could use different alternatives. You could use alternative. The intention to assault with the intention to cause grievous bodily harm. You could use alternative of intimidation. You could use alternative the Harassment Act. There's a lot of alternatives you can use. So the judge will look at it and see, okay, what best fits this offense, and then he will convict you on that one. Correct. Okay. Correct, yeah. So you can put as many alternatives as you like. You can put as many as you like. If you're not sure of one, then you can always tell the police officer, okay, like I gave advice to somebody in the week, you charge for this criminal injury, you make count number, you can even make count number 2 harassment, you make charge number 3 intimidation, okay, and I can't remember what else it was, but you can add or you can make them alternatives. The judge or magistrate can decide, or the defense can argue that there's a duplication of charges or whatever. Okay. Exactly. Yeah, duplication or splitting of charges. But I used to be quite cowboy when I drew up charge sheets. So I would literally throw the book. Same here. You throw the whole book at them.
Yeah, You it's throw for the the whole defense book to at come them. and say there was a splitting of charges or duplication, and then for the judge or the magistrate to decide upon it. And But he yes, decides. yeah, yeah, Because what it does when you do all these different charges, okay, this is why I do it. It gives the judge a big picture of what is happening, exactly. of the different things that took place, what this particular person did. So if you do one charge only, he only sees one aspect of a certain person's behavior. Whereas if you add the other charges with a description, you will see, but no man, here's a bigger puzzle here that must be put together. Yes. So you can either be convicted of one, but in most cases you will be convicted of all, and for purposes of the sentence, they will all be taken together. And Jeffrey, Okay, and will run concurrently. Exactly, concurrently. But I want to reiterate that people must realize that some of these offences actually carry prison sentences attached to them. So it's not Yes. going to be a slap on the wrist. You can actually go to prison or get a suspended prison sentence if you're guilty on the charges. Yeah, now with a prison sentence, you'll be restricted from getting a job. You'll be restricted from flying, or it depends. You can get a sentence where you are restricted to your house, that you can't go out. I've done maintenance cases where the guys had to go to prison every Friday and come out every Monday morning because they said they couldn't find a job. You know, well, you've got a lot of time. And you see how quick you find a job after 6 months. Yeah. Well, that's a practical solution to the problem. Yes. Yeah. Now another offence that people commit here that I must point out is that they can be charged with defamation. The minute you print something that infringes upon somebody's dignity, personal life, privacy, you can be charged criminally. Okay? Now, a lot of people say, no, you can't be charged for defamation, but there's a fine line between defamation and criminal injuria. A very fine line. But defamation is when you post something here. Okay, let me just explain this. You as a host, Leonie, you've got the power to mute comments, block comments, and to put words there that can be blocked. Yeah. You have the power here and your mods to see who's posting bad things about somebody, who is insulting somebody, and they can be removed or blocked. The minute you post this live with bad comments and one person see it or two persons see it, it is defamation. Okay? Because defamation is the publication of insult, basically hurting somebody, by publication of an untruth. Yes. Okay. Yeah, because defamation, if I maybe just can interrupt. So defamation will always deal with the good name of a person, whereas criminal injuria will deal with the dignity of a person. Yes. The dignitas and pharma, it's basically it's two very old Roman concepts. So pharma is the good name of a person, and dignity, well, dignitas of a person, it's in Afrikaans noem die inbors van die persoon word aangetast. And for both those things, you can act up with criminal liability if you transgress the law. Maar dit is nie goed soos jy noem 'n ander persoon die P-woord nie, want dan gaan die hele TikTok in die tronk sit. Well, let's be practical. Well, the whole of TikTok will be in prison, but that's dignity. That's at least dignity. That's to me, that's criminal injuria. Jo. Yeah, so every case is handled differently. So you've got to sit and decide, would you like it if somebody said this to me or did this to me? If you answer yourself and say, no, I wouldn't like it, don't post it. Exactly. Don't post it. If you're in doubt, don't post it. I can tell you, I've dealt with 4 people off TikTok, and 2 of them got prison sentences. Wow. Okay? And 4 of them got prison records now. Criminal records. Criminal records, yeah. Yeah. I sit, I record, whoever swears and says things.
Whoever swears and says things, I just record. Potty? Gaan hom net gou mute. Ja. Het hom gemute. Alright. Maar wil Potty nie praat nie? Nee, dit is so geklink nie, maar ook ek het 'n vraag wel. Eerlikheid nou is dit by my kop uit. Okay, kan jy my hoor? Potty praat nie klaar, Ja, maar Potty. Nou onthou. Okay, ja, wat ek wou, hy het nou vir my 'n antwoord hier gegee wat elke ou hierso in hierdie comments nou vra. Hoekom is daar nie skuldigbevindings nie? Nou vertel hy ons hy het 2 gehad. Hoekom hoor ons nie van die goed nie? Hulle moet die goed publiseer, want Kyk, antwoord. Yes, Joffies? daar is, as jy kyk op TikTok, was daar bekende persoon nou skuldig bevind vir criminal injury. Sy het sleg te goed gesê van 'n persoon, die man en die vrou is skuldig bevind. Dan. Ek gaan nie goed ek gaan nie goed publiseer. Yes, Ons Joffies? mag nie Seker- goed publiseer is nie. Ek Okay? kan dink van dan gaan Ons hulle jou weer mag aanvat. van die NPA met mense van die koerant praat nie. En dis die koerante kry dit nooit reg nie. My vraag Hulle publiseer goed en skryf goed vir sensasie. yes. Dis hoekom Ja. ons mag glad nie met die koerante mense praat nie. Korrek. Ek onthou in As my jy wil dae uitvind sê van 'n dis saak, dan gaan jy deur ons PR mense. korrek. Ja. Ja, ek onthou in my dae sou dis So, ek kan nie na platform toe kom. as jy direk met die pers praat. Jy mag dit nie doen nie. Maar hoekom kom meeste mense weg met hierdie goed? Exactly. Want meeste Jy mense mag- kom weg met dit. Want niemand doen niks aan die sake nie. Niemand maak klagtes oop nie. Hulle worry met harassment orders. Weet jy wat harassment orders doen? As jy 'n harassment order oopmaak teen my skalk, dan sal ek net sê, okay, fine, ek gaan nie hof toe nie. Jy kry dit en ek hou net my mond stil. Die bly nou stil. Ek bly nou stil van skalk. Ja. Verstaan? Maar as jy gaan, ek sê altyd vir mense, hulle luister nie. Criminal injury. Ja. Intimidasie. Ek het nou 'n vieslike video ook vanmiddag gesien waar iemand vir iemand dreig dat hy hom so sal slaan en dit sal doen en dat doen en dit doen. Intimidasie. En 'n dreigement van geweld, a threat of violence that can be executed is assault. Dit kan at least Ja, as jy ook sê ek gaan jou slaan of so, dan kan jy en jy's bang en jy glo dit. Dit kan 'n klagte wees van aanranding teen jou. Korrek, ja. Okay, So ek mense het nou, besef nie. Ek het nou hier so 'n interessante vraag wat jy kan antwoord vir ons wat baie mense gaan vra. Ek gaan nou polisiestasie toe en ek lê klagte teen skalk. En binne 'n week my bewyse is daar. Ek het 'n soliede saak waar hy my keel wil afsny, wat hy ewer wil doen en hoe hy my vloek en al daai goede. Die bewyse is daar. Binne 'n week kry ek 'n SMS genollie. Wat is my volgende stap as die Dan polisie vra jy vir 'n nollie sertifikaat. Okay? Dan sal hulle moet jy weet, dis my werk. Nee, want As dit ek gebeur nie. kyk wat met my gebeur het al, né? Ja. Ek het al sake gedoen, nolletjie saak, dan soek hulle sertifikaat. Ja. Nou die sertifikaat word uitgereik deur die hoof, deur die wat in Afrikaans nou. Die deputy director en die NDPP, okay? Ja. So as hulle genade word, dan gaan hulle vir jou vir 'n verslag vra. Dit vat baie tyd van jou, dit gee vir jou kop sê, jy moet skryf en sê hoekom jy dit genollie het. En ander advokate sal kyk en sê, okay, laat ons sien as ek gaan my naam noem nie, as ek reg was, het ek die regte besluit geneem. En as ek nie, dan sal ek in die moeilikheid kom.
Korrek, ja. Dit is 'n groot hulp. Dis 'n groot hulp. Weet jy Potty, mense sien hierdie ding. Ek gaan nou eers lê jou nie. Ek wil net vinnig vra, Erna, sal jy asseblief vir ons 9 blokkies maak? Ek wil net vir Uncle Jack ook insit, want hy kan staan praat ook hierso. Maar dis enigste wat ek gaan insit vir nou. Ja, ons moet dit net die beperke of die bespreking net kort gehou word. So Potty, mense verstaan partykeer nie die gravitasie, die gewig van 'n nolle prosecutie nie. Waar 'n advokaat van die staat, van die NPA 'n beslissing maak, daar is nie 'n vooruitsig op 'n suksesvolle vervolging nie. It's a very heavy and considered opinion. En dit is reg wat Jaffe sê, hy kan aangevat word as gevolg van dit. Hy wat die besluit geneem het, die NPA advokaat wat die besluit geneem het, hy kan aangevat word. So hy gaan moet redes gee en hy gaan 'n verslag moet gee hoekom daar 'n nolle prosecutie sertifikaat uitgereik is. En mense verstaan hierdie goed, hulle is nolle prosecutie. Ek sien hierdie haatgroepie van ons ook. Hulle het nie vaars benul wat 'n nolle prosecutie is nie. Nolle prosecutie beteken daar is net geen saak wat vervolg kan word nie. So die advokaat het gaan sit en sy oor hoe opinie gegee en sê, my considered opinion is there is no way that the state will successfully prosecute this case, and therefore I will not prosecute nolle, not prosecuting in the case. And people must understand that. So, but let's be practical about this, Jaffe. I think what most people experience is at the level of police stations, and then especially in lower courts, where the officials, both police and prosecutors, simply do not know how to deal with these cases. Yeah. How do we solve that problem? That is a problem. I do speak to prosecutors from time to time. I do travel where I am, and I do empower some policemen and prosecutors, and I explain to them, you can, with anything, you can draw a charge of fraud with anything. From nothing you can get any fraud charge you want. It's just how you word the charge sheet. So a lot of people find that concept very difficult. But the problem we have today is that a lot of them are challenged. They do not have the experience of how and what to do with computers, phones, and stuff. I just want to address a comment here by Michelle. Michelle says, but the problem is you cannot trace fake accounts. Michelle, don't believe that. Surprise, surprise. Okay? Yeah. They caught 5 kidnappers today that murdered 2 women that were kidnapped on the 31st of December. Now you tell me how they caught those 5 kidnappers. There's ways and means of finding somebody. I'm not going to say anything more than that. So so when a policeman tells you, that's why we have the Regulation of Interception of Communications Transactions Act. In short, it's called the RICA Act. Yes. RICA. Now the RICA Act is there to assist policemen, to assist prosecutors in tracing individuals in cybercrime, where data is related. And a cell phone message and a TikTok message is all data that is posted. It's conveyed via data. So that's why the RICA Act is also there to assist policemen. There are ways to do it. There's ways. I don't want to tell you. There was a lady. No. There's ways we can do it. There's ways that it's done. There's ways that you can do it. Very simple ways where you can track somebody down. You get a phone number and the phone number harasses you. You take that phone number, you put it in the search bar on Facebook, and you see where that number pops up. What that person has sold in the last month or 2. You'll be surprised. But there's very effective ways of tracking, because here's the thing of data. You can never totally hide data. So there's always going to be metadata. It's always a footprint. Where it started, and exactly, it's like a footprint. So if you walk back on those breadcrumbs, we call it breadcrumbs. I don't want to give more than that. So when you go back on the breadcrumbs, eventually you will get to the metadata, and that metadata is attached to a device that's called the AMI. I'm not sure exactly how to pronounce that number, not IP number. People run around with this IP number. It's nonsense. So IEI number. Yes, that metadata is attached to a certain device where it originated.
And then if you know who owns the device, you know who most probably originated the data. It's as simple as that. But it is a difficult it's difficult steps, and it must be done lawfully with a court order. In terms of which you are allowed to do this. Yeah. If you take your phone and you do this *#06#, see what comes up. Your IMEI number. Yes. Your IMEI number is your engine number. It's like a car engine number. And that also sends out signals. Okay? That's all I'm going to say. Yes. Jaffies, kan ek gou vir jou 'n vraag vra wat in die comments was? The Winner Takes It All in Daily Life het gevra, wat as iemand iets post wat jy wil gebruik en daai persoon haal dit af, kan jy nog voortgaan daarmee? Ja. Okay, in other words, Moes jy dit net ook gedownload het? Jy moet dit gedownload of gescreenshot het, is dit genoeg. Maar jy moet ook wys wie se profiel dit is. So wat ek doen as ek record, as ek sê vir Leonie wil record, sexy dance doen, okay? Of sy raak nog 'n bietjie stout. Dan druk ek net op Leonie se profiel terwyl ek record, dan wys dit daar wie Leonie is, dan klik ek op die profiel en wys 'n paar video's. So Leonie kan nie môre sê dit is nie haar profiel nie. Want hier is baie mense wat fake profiles op die platform het met fake name. So as jy record, maak altyd seker dat die persoon reg identifiseer is. So dis wat ek doen. En dan kan jy dit gebruik en dit herinner my, ek het 'n lang preamble vir cyberbullying, hoe TikTok werk, en jy moet alles dit in 'n klagstaat sit, so dat jy moet weet jy gaan nou voor 'n magistraat of 'n judge sit, né? Ja. Hy moet maak asof hy nie weet wat TikTok is nie. Correct. So jy as 'n aanklaer moet vir hom stap vir stap wys wat TikTok is, hoe TikTok werk, hoe mense download, hoe mense lives hou, hoe mense gegift word. Alles moet jy dit uiteensit, want hierdie is nou 'n man of 'n persoon wat sy woord objektief moet bly en wees, so jy moet alles bewys aan hom. Jy kan nie net sê maar jy maak so nie. Jy moet dit soms in die hof wys hoe dit werk. Wys. Okay. Most often, Jaffies, if I may interrupt you, most often that will be done with a criminal expert witness. So what will happen in practice? You will get a criminal expert witness, and that now he's the expert of his field. The magistrate or the judge is the expert of law in the court, whereas this expert is the expert in his field. So he comes to the court as the absolute expert, and then he will outline, most probably then with a written report to base that on, to say to the magistrate, this is how it works. It sometimes become very long and tedious for the magistrate then to understand exactly what's going on. But I think what this person was alluding to was the evidence, the evidentiary part. Nou ek is nou nogal, omdat ek voorsit in sake, ek is 'n expert van the law of evidence. Dis bloody moeilik om hierdie goedes te bewys. En ek dink dit is waarna hulle verwys. So jy weet iemand het iets verkeerd gedoen, maar hoe gaan jy nou daai evidentiary material in die eerste plek in 'n docket vasvang en later in 'n hof bewys? Maybe you can give us pointers to that. Yeah. You see the thing with TikTok, these lives, Skulk, video footage is real evidence. I cannot manipulate what you people are doing right now. I cannot manipulate what you are saying and your facial expressions and stuff like that. I cannot do that. So what you see, you can play in court. And like I said, you click in court, I clicked on the profile there, and it showed this is the person, because there's the videos of the person. And what I like to do is scroll down, because the very first videos, you will always find them with their family or something, and then later on they will think they're clever, but they forgot about the first 2 videos that they posted where they posing nicely. So those are the ones you record and you click on and you play it in court, and then you will just see the blood drain from the person's face. Yes. So you as a person that want to make a case, you make sure that you download the recording, you explain what you did,
and you hand it to the police officer, you then hand it to XYZ, and he will say, okay, he received this from you, it's on a clip. What I normally do is, if the recording is 30 minutes long, then I will just say, refer the court to look at 10 minutes, 45 seconds, when the actual insult or whatever is taking place. Yes. You know, so because judges don't want to sit there for 30 minutes. They would just want to see the introduction, the person you're talking about, and they want to come to the actual nitty-gritty of it. And if you can, then you print photos from the screen, and that's it. That's what they deal with. Because if it goes on appeal, they don't look at videos, they look at the photos and listen to the transcript. And people must also remember what is it's something important I wanted to say now. No, please continue. It will pop up in my mind. No, I see Bombshell keep asking me what nou as ek oorsee is. Well, that I'm not going to tell you what is going to happen, okay? I'm not going to say. It's not going to help you. That's all I'm going to say. Yeah, okay. Okay, maar say, there are international recording treaties. Page. Yeah, well, a recording page, what does a recording page do? What do you do? What do you do? Did you see the headings they put there sometimes? Did you see the nasty headings they do? And also I've seen, I'll be specific now, the one of Christian saying that ons moet vir julle kinders gaan. Did any of you see the whole clip from the beginning when he started that evening? Hy het gesê, miskien moet ons dit doen om vir julle te laat voel hoe dit is. So a lot of things are taken out of context. So be very careful what you post, because the stuff like that is not in the interest of the public. And also, if you repost that, you will get into trouble, and if you comment on that, you will get into trouble. I cannot understand why an attorney sits in boxes, they arrange a how can I call it, a takeout session for somebody, by agreement by all of them. They sit in the box there, the pictures are shown, the photos are shown, and no objection. If you know what we call it, we call that acquiescence or something like that word. You are tacitly agreeing to what is being done here. Correct. You are sitting there and you're silently agreeing to what is taking place on this live. It's the doctrine of common purpose. So yes. It means the doctrine of common purpose why do you think a lot of people, when they sit in lives, they say, oh, let me get out, I don't want to be involved in this. Because they have a common sense to say, I don't want to be associated with this. Why? Because they know and realize it is the wrong thing to do. So good luck to a lot of people. I can tell you now, there's a big one on the run already. That's all I'm going to say. Okay. And for the recording pages, I can maybe be practical about this. Look, common sense is going to dictate to you whether you need to post something or not. If it's obvious what's going on there, if there's intimidation, if there's criminal injuria, if there's anything criminal going on there, if there's the publication of restricted photographs, for instance, whatever. I mean, people can use common sense. Just not post it. Stay away from it. If you post and say my real name and surname on this app, you can also get into trouble, because why do they give us these pseudonyms, these things to use? Why? Because I don't want my real name and surname out there. Why? For security reasons. Yes. For my family and for the job that I do. Okay. So you come and you put my name and surname here, or a picture of me here, I can tell you the NPA won't be happy with you. Correct. And the whole thing of doxing. I mean, if you publish, and this is what I'm speaking about, photographs that's obviously prohibited. If you go and publish a person's address, for instance, on public media without his consent, that's doxing. Specifically. I would charge the person with intimidation, because all the magistrate or judge will ask, why did you do it? Exactly. And then what's he going to say?
for a Christmas card. I wanted to send him a Christmas card. You know, I mean, I've had stuff like that. I asked him, why did you publish the address? Why did you say the address? Did you want to send a Christmas card? Yeah. Then they Okay, quiet. someone asked, are you allowed to copy pictures from a person's social media and repost it? Look, you've got the option on Facebook to lock your profile. Okay? If you don't lock it, you run the risk of people taking your photos. But if people post it with a bad intention, Okay. then that's what the court will always look at. Will ask, but why did you post it? And we'll look at the context of the conversation that was taking place at the time. What this conversation and what this live was about. Then you will be in big trouble, because then it's a lot of transgressions. I'm not gonna make people wise here, because I helped people in the past that used to phone me. Now they're the biggest legal advisors on this app. Yes, I know. They're the biggest legal advisors. Yes, they used to phone me regularly. Now I can tell you, they know everything. I promise you. So that's all I'm saying. Then you will also find that sometimes willfully people publishes misinformation, especially when it comes to economics. So they will go and they will publish the most horrendous lies about a business, for instance, with the sole objective of now hurting the reputation of that business and attempting even to close down that business. To me, that is we call defamation if you're publishing stuff like that, because then it's affecting the people's income and business, reputation and good name. And there you can be civilly convicted and you can be criminally convicted as well. Did you know that in a criminal trial, you can apply to the court when you finish your evidence? Your Worship, I want to be compensated in terms of Section 300 of the Criminal Procedure Act for any damages I've suffered. And the court can make a civil judgment in that criminal trial. So remember that, people. Civil matters are going to cost you a lot of money. It's going to cost papers up and down, but you can ask a court to make a Section 300 order. Ons het 'n interdik gewen met koste. Ja, wat is 'n kriminele saak? Nee, gewone interdik. Die vrou wou net gehad het ons mag jou naam op Facebook gebruik nie. Toe verloor sy die interdik en toe verloor sy hom met koste. Ja. Ons het Kaap toe gegaan vir dit, nee, want daar was gesê, maak maar die sake, ook hierdie slimmetjies, jy weet, kry die interdikte. Hulle het nie geld om Kaap toe te kom en toe hulle sien toe stap ons daarin. Nee, ek wag dat hulle sake teen my oopmaak. Regtig, ek sal vlieg en ry en doen wat ek moet om by die hof uit te kom. Dan maar hulle gaan betaal my tyd en my petrol en my trein wat ek gepak het en my 2 Boeing jets wat ek gevlieg het mee. Maar nou, is ook nog nie geld, maar nou 'n ander vraag wat ook uitkom, wat van VPNs? Ek gaan nou nie uitbrei oor die tegniese aspekte van VPNs. Die mense, julle moet een ding onthou. As 'n maatskappy 'n program skryf, dan het hulle alreeds iets geskryf met 'n backdoor. So julle wat so agter VPNs wegkruip en dink julle is veilig, julle wat so anonymous posts op Facebook maak en dink julle is veilig, julle gaan 'n moerse surprise kry as daar in julle deure geklop word. Yeah, yes, you see, yes, one of the regular haters in all the lives that come is TTCL, this clown face here. You can only block recording pages. You can't track nothing. I'm waiting for 3 years. Mister, I am not interested in finding out who you are. You're irrelevant and you're looking for fame and reaction on this app. Okay? Yeah. Let me tell you that. All right? You'll get nothing from me. It takes me nothing to find out who you are. Okay? So don't try to spin a narrative here. Okay? Okay, Clowny, TTCL? Jaffies, net onder toe vra Silna, as daar recordings is van Christian waar hy vrouens onder hulle klere uitvloek, kan mens dit gebruik in die hof? Oor stok het gesê natuurlijk. Jy kan enige ding gebruik in die hof, maar jy moet eers wys hoekom hy so gesê het. Want as hy sit met recordings, en dit was reactionary ding wat hy gedoen het, gaan jy sit met bloed op jou.
dan gaan jy sit met bloed op jou neus. Presies wat met ons gebeur het. Okay. Ons het die mense van geen kante So los vir hulle. Ja, groot. Los vir So hulle. mense hande moet skoon wees. Jou eie hande moet skoon wees voor jy The general rule of the law is very simple. Yes, clean hands. Now this is how it's going to work. So you can go to the police, you can open your criminal case, and there can be a prosecution. But most probably, and I'm not going to use Christian as a person. You use the name now. Let's call him Mr. X. Mr. X will then be in a position to also go to the police and say, no, but remember, yes, I did kills on you, but remember the day before, this is what you said, and he will most probably make a counter document. Exactly. Now, if the prosecutor sees that, then he's going to say, no, man, you wasted my time. And if they insist on going to court, I play that when I'm in the bench, when I'm on my defense in the dock. Then I say, Your Worship, I just want to play something quickly for the court. And then you'll sit with a bloody nose and you'll sit with costs against you. So I don't always agree with what people do on this app when they swear and stuff. But okay, there's one that just carries on. But I don't want to mention somebody's name. But always look why somebody is swearing and carrying. Why? Is it reactionary or just out of the blue? You see, so you must have a recording for at least an hour or two before that took place, because why was it done? You will embarrass yourself in court. I have recording from the last 5 years on my external hard drives on my phones of people here that are saying they will take him to court for doing this and that. They forget what they did in the past. How they insulted and swore at people in the past on lives. How they had people in their boxes, AI generated features in their boxes on lives. I have those recordings and I will forward it to the necessary people if any further action is taken. So only daai mooi bynaampie wat hulle vir jou gegee het. 40 dae se paar. Ja, ek meen Leonie, die mense wat nou vir my Leonie volg, ek meen ons het nou die laaste week, 2 weke het ons maar net weer eens die culprit ge-expose. Waar ons mense gelees het en met screenshots gewys het wat hierdie persoon sê, en weer eens, nou, dis het vir my interessant, die haatgroepie, hulle sê nou, daar's dockets oop, ja, daar's dockets oop. Die hele ding is, een of ander stadium gaan daai docket op die regte aanklaer se lesenaar land, en dan want jy kan nie net eenvoudig sê 'n vrou is, en ek gaan die woord gebruik, 'n hoer nie. Jy kan nie net sê 'n vrou is 'n stopper nie. As daar geen basis daarvoor is nie, dan sit jy met 'n baie groot probleem, want dis nie net kriminologie nie. Hierdie ding begin hardloop nou in GBV in. So dit raak baie ernstig. Skalk sê nou iets, né? Baie mense sê dis die waarheid, dis 'n feit. Dink julle dit gaan vir julle help? Nee, selfs nie eers as dit die waarheid is nie, want onthou jy kan nou kom sê jy mag nie so sê nie. Ja, jy kan nou kom sê, ek gaan nou vir Leonie gebruik. Leonie was nou nooit aan 'n lewe prostituut nie. Maar jy kan nou kom sê, maar okay, ek sit nou bewys sy het nou vir teasers gewerk. Nou ons weet dis bullshit, maar kom ons ek speel nou duiwels advokaat. Kom ons sê dit is so. Dit maak nie saak nie. Dis nie openbaar. Sy het vir teasers gewerk. Ja. Sy het vir teasers gewerk. Of my voorbeeld is altyd, jy sien jou buurman hier dronk af in die straat loop elke dag. Almal weet hy's 'n dronkgat. Maar jy kan nie hier kom sê op social media nie, alles is 'n feit nie. So mense vergeet, mense dink as hulle met die waarheid sit, dan kan hulle net sê wat hulle dink. Daar kom ons weer terug na daai section 36 waar limitation of rights is. Jy kan nie net sê wat jy wil nie. So vir my, ek lag my dood. Ja, die intention gaan altyd saam met wat hier gebeur. So daar's 'n rede hoekom, en kom ons praat nou sommer direk oor Leonie se geval. Daar's 'n baie goeie rede hoekom Hannes Lottering en 'n haatgroep met die stories rondhardloop dat sy 'n prostituut en 'n stripper was, want sy's 'n pragtige vrou en sy's 'n mooi vrou. En sy het voorheen het sy in corporate gewerk en sy werk nog steeds in corporate. So die oomblik as daai goed daar buite gegooi word, dan hoop hulle die reputasieskade raak so groot en hulle sê dit dat niemand haar ooit weer employ nie. So dis waar die intensie daar is. Dis groot moeilikheid om so iets te sê. Korrek. Baie groot moeilikheid. Maar ek kan 'n naweek
jy kan 'n naweek opgetel, lekker naweek, 'n paar dae spandeer in die tronk voor jy borgeld kry. Jy sien meneer Jagta, hier sit ons met die probleem. Die goed kom nie in die hof nie. Vir my is daar reguit gesê met klagtes wat ek gelê het. Is daar reguit vir my gesê en ek het dit by nasionale polisie gelê. Wag tot na Skalkelis se saak klaar is. Wat het Skalkelis se saak te doen met my klagtes? Niks nie. Die baie polismanne en aanklaers het nie die nodige ervaring of opvoeding of kennis nie. Jy het my baie goeie raad gegee. Ek gaan môre gaan ek opvolg op van hierdie goed. Ja, jy moet baie beslis. Hallo. So ek gee nie raad vir mense wat die gereg wil vermy nie. Ek gee raad vir mense wat die gereg wil sien. So dis die verskil. Okay, baie mense sê, ek mag nie raad gee nie. Maar ek gee nie vir jou raad hoe om 'n saak te wen nie, as jy iets verkeerd gedoen het nie. Dis die verskil. Jaffies, as ek nou 'n vraag kan vra, waarheen gaan iemand nou? Gaan jy na die polisie toe, of gaan jy na die hof toe, of gaan jy na 'n prokureur toe? Die eerste plek, 'n prokureur gaan nou net geld vra. As jy die geld het, laat hy jou verklaringsdraft en alles dit. Maar wat ek sal doen is, jy sit, as jy 'n saak wil oopmaak, jy maak seker jy het die recordings, jy doen wat ek gesê het, om die persoon te identifiseer, en dan download jy dit, jy sit en jy maak 'n mooi verklaring, jy sit met die verklaring vir 2-3 dae, want as jy klaar is, dan onthou jy iets, en as jy in die hof is, dan sê hulle, jy maak nou stories op, want dit staan nie in jou verklaring nie. So sit, vat dit 2-3 dae, en jy skryf jou verklaring mooi soos 'n storieboek, alles wat gebeur het, hoe jy voel, wat gebeur het met jou, wat hulle gesê het, hierdie tyd, hierdie dag, hierdie datum, wherever, wat 'n live op Leonie se live, ek kan vir Leonie 'n verklaring vra, bevestig asseblief, dit was op jou live gewees, dit het gebeur, hierdie mense was alles in die live, jy kan verklarings kry, hulle sal net sê, yes, on this and that date, I was in a live when this confrontation or this comment was posted. I was there. I can confirm that this took place. So dis maar. Okay. En my ander vraag is hierdie stelling waar? Ag, julle kan niks doen nie, die polisie gaan hulle nie ophou met so iets nietigs nie. Nee, kyk, baie polisiestasies het baie werk, hulle het baie min voertuie en baie polisiemanne. Okay, maar hulle dra baie dossiere. Vra by Jesus, alles baie besig. So, sonder disrespect. Hierdie is baie moeite om te sit, is baie vervelige werk om te doen. Om te sit en 'n verklaring te vat. En hulle weet nie eens wat TikTok is nie. Hulle sukkel met die goed. So, jy moet net patient wees. As jy nie regkom nie, gaan sien jy die bevelvoerder, the head of detectives, the station commander. As jy nie regkom nie, dan sien jy die brigadier, dan stuur jy e-mails, en jy bel, en jy stuur oproepe, WhatsApps of so. So, dit gebeur hierdie week, en ek sal niks sê nie, maar jy gaan sien. Julle gaan sien die poppe gaan dans binnekort. Dis baie goeie nuus. Ja, ek wil nie sê nie, maar die poppe gaan dans. Wat jy het 'n klomp vrae gehad. Wil jy nie? En ons kan dalk mense begin insit een vir een, Leonie. Ek sien daar is wat lê en wag. Ja, ek wil net gou vir Leonie, want eintlik is Leonie die host en ek neem ons nou maar goed oor, so ek vra verskoning vir enigiemand as jy gedink het ek neem nou die live oor. Maar Leonie, het jy spesifiek vrae? Daai wat ek vir jou gegee het, en dan oor VPNs. Ons het dit reeds bespreek. Okay, daai ander wat ek VPNs mense dink VPNs kan nie opgespoor word nie. Maar alles los 'n digital footprint. Korrek. Yes. Alles los 'n digital footprint. Niks kom net uit nêrens nie. Ja. Dis wat mense nie verstaan nie. Ja. Daar moet 'n beginpunt wees en 'n eindpunt wees en 'n tussenpunt wees. Ek wil net gou kyk. Jy het gevra van die VPN's fake accounts. Kyk,
hier is die ding wat mense nie verstaan nie. Hoeveel meer laag van, kom ons noem dit dan maar deception daar is, hoe moeiliker is dit om 'n persoon te trace, but you still traceable. Dis die onderliggende ding hier rondom. Dit vat tyd en ongelukkig die polisie het nie baie resources nie, maar 'n mens, ek dink hier gaan in die toekoms 'n paar voorbeeldsake gemaak word van mense. Ek dink dit is wat Jaffies miskien nie noodwendig mag en kan sê nie. En sodra daai voorbeeldsake op die offerrol is en mense weet hoe om dit goed te doen, gaan dit dan sal, sodra die persone gearresteer is, dan sal ek iets op my blad sit. Maar ek kan niks sê nie. Dan is hier 'n baie praktiese vraagie. Dit kan 'n WhatsApp oproep of en 'n Truecaller, dis nou twee goeders. WhatsApp oproepe en Truecaller oproepe wel retrieve word. Ja, ek wil dit ook weet. ja. Sal is daar in sogenaamde encryption? Ja, want weer eens, dis net nog 'n laag van privacy of deception, maar daar kan oor die laag gekom word, want jy sit met 'n hulpbevel wat sê, jy mag gaan soek na daai inligting. Jy kan WhatsApp toe gaan, jy kan Google toe gaan, jy weet, daar sit kantore in Suid-Afrika, jy kan dit goed kry. Met 'n hulpbevel. Oproepe, so jy kan 'n oproep ook kry wat nie gerekord is nie. Dis moeilik, maar dit kan gedoen word. Ek gaan nie sê wat kan en nie gedoen word nie. Kan ek vir dit sê? Te veel sê. Ja, hier vra iemand in die comments, kan oproepe rekord word. Ja, jy kan 'n oproep rekord as een persoon op die wat sê voort? Praat, op die call, self op die oproep is, en hy gee toestemming. Nou, het is mos nou obvious, as ek en Skalk praat, né, op 'n telefoon oproep, en ek record die oproep, dan gee ek mos toestemming vir die recording, want ek is een persoon op die recording. Ja, mense moet nou verstaan julle? Ja. Mense moet baie mooi verstaan. Hulle moet nie gaan kyk na die Amerikaanse reg hieroor nie, want jy sien op die Amerikaanse reg, oh no, this is not constitutional, en dan gooi die hof dit uit. In Suid-Afrika werk dit nie so nie. Die wet op meeluistering stop maar net 'n derde persoon deel is van die gesprek nie om op te neem, tensy daardie derde persoon 'n hofbevel het in terme waarvan die meeluistering wel mag plaasvind. Exactly. As dit meer as 10 persone is, dan gaan jy probleme optel. En moenie dink julle kan die oproepe recording op 'n live gaan speel nie. Dis ook probleme. Dis 'n lekker een. Want dis invasion of privacy. Jy het nie toestemming gegee nie. Dis hy. So groot probleme. Ek wil gou 'n vraag vra hier, so ek wil gou vir julle interrupt. So daar's nou twee mense al het gepraat. Want baie keer word dit gebruik en mense stagger op hierdie. So twee mense het nou gepraat, die een persoon share dan nou die call met 'n ander persoon. Hy gee toestemming dat daardie recording gebruik kan word. Wat sê die wet? Nee, ek sal nie daarmee saamstem nie. Weet jy, dis nou Little Black Book, kom ons spreek jy nou maar so aan. Vir my is die guiding light die volgende. Baie keer kry jy dat hierdie mense publiseer die goed self. So hulle sit dit self op openbare domein. En dan gaan jy bloot en jy sê, o, maar hier het X en Y nou met mekaar gepraat. Hulle het nou waarskynlik hulle self nog in 'n klomp kriminaliteit ook skuldig gemaak. So al wat ek nou doen is ek vat net dit wat hulle self gepubliseer het en ek gaan sit dit by my en ek sê, kyk gou hierso, kyk wat praat hierdie twee mense met mekaar. So dis heeltemal 'n ander scenario van waar jy, ek wil amper sê onwettig in die besit van 'n recording of 'n oproep of wat ook al. Exactly. En nou gaan gooi jy dit daar buite. Skalk, ek wil ook weet byvoeg, is goed dat jy dit noem, want as Skalk nou sy adres nou op die live uitgee, reg? Of sy huis of whatever. Jy kan nie nou dit gaan repost nie. Want dit is 'n onwettige repost wat jy doen, want jy tree nou op onwettiglik. Maar julle sê altyd, die mense sê altyd, maar hy het dit klaar gesê al of gedoen al of gepos al. Nee, as jy dit repost, is dit onwettig. Dis hy. Wow. Ja.
Jy moet onthou, 'n persoon se besonderhede om sy adres te treis is niks. Dit is reg, dit is niks om 'n adres te treis nie. Om 'n eenvoudige rede mense en hier kom die poppie ek nou weer in. Mense gee hulle adresse wanneer hulle byvoorbeeld aansoek doen vir 'n kredietkaart. So jy gaan bank toe, jy sê vir hulle weet jy my kredietkaart is nou 5 jaar oud. Hy werk nie meer, hy wil nie lekker swipe nie, en sê die bank is cool, ons stuur vir jou kredietkaart, waar kan ons vir jou aflewer? En daai adres word gelak. En dis die adresse word ongelukkig is dit so, dis onwettig, maar dit is so. Daai adresse word maar heen en weer gestuur. En om 'n persoon se adres te treis is niks. So die inligting is daar buite. Dit raak onwettig vir jou om dit te gaan post. Ek lees hier so, sorry, dis is dit die vraag. En mense wat in hul lives vra dat mense hulle kontak om verklaringe te gee om hulle saak te help. Niks verkeerd met dit nie. Daar mag net nie intimidasie wees nie. Jy mag nie 'n persoon intimideer om nou 'n verklaring te gee of wat ook al. So, niks verkeerd met dit nie. As ek nou hier op 'n live sit en iemand vloek my hierso, dan kan ek net vra vir Uncle Jack, vir Leonie, ek sal nie vir Skalk vra nie. Ek sal vir Potty, ook miskien vir Potty vra, maar ek sal nie vroumense vra hierso vir verklaringe. Want op die verklaringe is jou adres mos. Mense moet baie versigtig wees laat vir iemand wat 'n verklaring by Leonie byvoorbeeld afneem. Yes, ons gooi Leonie onder die bus hierso. Laat daai persoon haar nie lei in haar verklaring nie. Ja. Oppas daarvoor. Mense hier gaan alleen staan en veelvuldige getuies dieselfde tyd verklaringe laat aflê. Jaffie sal nou weet wanneer jy met die staatse getuies praat, hulle mag nie dieselfde tyd by mekaar jy mag nie. Ek het op 'n live gesien, ek het nogal mense gesien toe val die live uit mekaar uit. Want hulle het gesê, ja, maar die een se verklaring is nie dieselfde soos daai verklaring nie. Toe was ek op 'n leuke kant toe sê ek, maar as jy in die hof is en al die verklaringe is dieselfde, dan sal die hof sê, maar julle het mos nou lekker saamgesit en gepraat. En toe dwaal hulle en toe val die live uit mekaar uit. Want nou die een wat hulle het nou weer teruggegaan. Nee, dit moet nie dieselfde wees nie. Dit was nie, ek het net gesit en lag. Leonie het Leonie het al haar oorbel afgeklap, haar so sy waai. Ja, Leonie het al in 'n paar van my verhore ingesit en is presies reg wat jy sê. Maar ons hoor jou nie, Leonie. Potty, ek praat net gou-gou. So wat 'n voorsitter beampte na kyk is byvoorbeeld dit. Baie keer kry jy dat in 'n werksplek veral, ek doen baie dissiplinêre verhore. So almal kom sê presies dieselfde. Dit lyk of die ding gefotokopieer is. Ek gooi daai getuienis uit. Exactly. Want onthou elke liewe persoon sien van 'n ander hoek af. Sien nie dieselfde ding nie. So jou verklaringe gaan noodwendig verskil. Dit gaan en dan weet jy hierdie getuies was nie voor die tyd gebrief gewees om dieselfde storie, kakstorie in die meeste van die tyd te kom praat nie. So ja, jou getuies gaan een vir een individueel gaan hulle die verklaringe gaan aflê. Moenie getuienis, ons noem dit dat getuienis besoedel word, né? Moenie getuienis oor en weer besoedel nie. Laat die persoon net eenvoudig sê wat hy waar. Mag nie met mekaar oor die saak praat nie. Jy vra Venus ook, as 'n harassment order het, mag A van B praat. Nee. Dit is nie hoe kan ek sê? Is nie onwettelik nie, maar dit is unethical and not moral. So jy kan ek dink dan gaan jy jou harassment order verloor. As ek nou 'n harassment order uitvat teen Skalk en dan môre gaan ek hom sleg vertel. Nee, dit sal nie werk nie. Ja, hoekom wil jy dit doen? Ja, dit sal nie werk nie. So moet van mekaar stil bly. Ja. Dis die beter ding. Dis die hof sal nie goedkeur dat een persoon net sleg praat van die ander persoon en ander een moet stil bly nie. Dit is nie aanvaarbaar nie. Okay. Dis reg nie aanvaarbaar. Dus in my geval, ek gaan baie prakties wees. Hierdie team prokureurtjie en haar prinsipaal het byvoorbeeld gegaan en hulle het 'n hogeres of gag order in my afwesigheid teen my gekry. En ek het gesê ek gaan eers beklei teen die ding, nie dit maak nie saak nie. Ek wil nie nou niks van hulle sê nie. En daarna het hulle nog steeds gegaan en in 'n highly defamatory campaign teen my gehardloop. So ek sê vandag en dis hoekom hulle ook nooit daai bevel teen my kon laat uitvoer het nie. As ek vandag terug gaan hof toe en ek sê ek wil hierdie ding tersyde gestel hê, sal ek waarskynlik slag maar raai. Exactly. Ja. Jy wys net wat gesê. Dit is hoekom jy wys net onder sê
Sorry, luister. Ja. Soos ooit sy onder sê, maar dit gebeur daagliks en niks gebeur. Maar as hulle in die hof kom, gaan dit seker teen hom tel. Exactly. Nee, oor hy van die ander een gepraat het. Ja, Kan ek daar eens antwoord daarso? Sorry, Jaffie. Julle moet een ding verstaan op TikTok, die mense verstaan dit nie. Jy moet 'n beweging maak om 'n beweging te laat plaasvind. Op baie mooi manier gestel. Ja. Jy kan nie verwag die owerhede en ons met ons tyd mors elke dag om te sit en TikTok kyk, om te kyk wie vloek en dit van ons kant af doen nie. Die howe kan niks doen. Ja, jy moet dit doen. Jy moet self opstaan, polisie toe gaan en 'n saak maak. Maar jy kan ook as 'n persoon van die publiek, Okay, as jy hieronder voel, vra Rihanna, as jy van Google of iemand se adres green screen, mag jy dit doen? nee, Maar hoe kom jy Wie doen? jy dit doen? nee. Wat is jou intensie? Ja. Wat is jou intensie? Wat wil jy bereik? Ja. Wat wil jy bereik? En Nee, hierdie die mense moet verstaan. Dis nie TikTok se job of die polisie se job of my of Jaffie of Skalk of die ounie se job om te kyk hier vloek twee ouens, kom ons maak 'n saak. Julle mense wat ingedrang is wat met hierdie dinge wat op die live gebeur. Jy moet beweeg en iets daaromtrent doen. Hier ek sê maar hulle doen niks nie. Hulle doen niks nie. Dan is dit fyn as hy niks doen nie. Dit het dan niks met jou uit te waai nie, want hy vloek mekaar. So as jy weer moet verstaan, jy moet stappe self neem. Het met my ID-kaart het ek iewers verloor in 'n parkeerarea. Toe het iemand wat ek nie ken nie, het dit op Facebook gepost en gesê ons het hierdie ID gevind, as weet iemand net hierdie persoon kan kontak. Toe het die persoon in ons haatgroep gegaan jare na die tyd en hy het dit gerepost om my skade aan te doen en hy sê nee, dis reg want dit was klaar op die internet. Is onwettig. Dis onwettige intensie. Ja. Is onwettig. Was jou ID-nommer, kon jy jou ID-nommer sien? Absoluut alles. Onwettig. Ja. Maar onwettig. Ja, so met ander woorde wat daar gebeur het is die aanvanklike persoon se intensie was suiwer geweest. Daai persoon het maar net die kaartjie gekry en gesê die ding lê nie in die parkeerarea as enigiemand. Dit was baie onverskillig. Ek hou nie daarvan dat dit wel gebeur het nie, maar die kaartjie is nou gepubliseer. Nou gaan X en hy vat daardie kaartjie en hy gaan herpubliseer dit met die intensie om jou skade te maak. En die intensie. Dis wat ek gesê het. Hy sê ek wil vir jou skade maak. Dis wat ek sê, 'n repost is ook onwettig. As jy ons groepies hierso waar ek bly, nê, hulle weet nou as jy 'n kaart of 'n lisensie optel, jy maak die identiteitsnommer dood. Hulle maak dit dood dan pos hulle dit. So dis groot moeilikheid as mense dit doen. Net so jy idee te gee, Jaffie, hoe ver hierdie Bobbejaan gegaan het en ek sê nou Bobbejaan nie as 'n defamatory net as 'n beskrywing. Maar hy het gegaan en byvoorbeeld 'n sielkundige verslag wat hy by my ex-vrou bekom het hy gaan publiseer die hele Facebook vol en dan sê hy vir my, maar ek het gesê hy mag dit doen want dis deel van hoekom kan dis deel van hofrekords. Dis nie eers die regte verslag nie. Die regte verslag is inderdaad deel van hofrekords. So maar hofrekords kan jy nie net die mense gaan hoor. Maar hofrekords kan jy nie net publiseer nie. Exactly, ja. Jy kan nie net sê is 'n hofrekord nie tussen die hof nie. Nee. Ek moet toestemming kry om kyk, daar was 'n live gewees ook toe wys ek was in die hof en ek het in die hof ingestap. Is op my blad. Ek blad en ek loop in die hof om te wys, kyk ek is hier so, dis wat ek doen. Weet jy wat was die live na dit? Hoe kan ek 'n selfoon in die hof gebruik want daar staan 'n sign no cell phones. Maar die hof was eers aan nie. Onthou dit. Onthou dit. Was eers in sessie nie. Ek het my dood gelag. Die hof was eers in sessie nie. En hulle het aangegaan vir dae dat hoe kan ek dit 'n man aankla selfoon in die hof gebruik en ek het die leë hof gewys. Wat nou lekker is hierso is laat ons voorbeelde moet wat ons gebruik hierso
is presies wat gebeur vandag. So ons voorbeelde, die mense moet luister wat gebeur hier buite en wees gewaarsku. Soos julle sê ook, hoekom gebeur daar niks op TikTok nie? Want Uncle Jack het dit nou mooi uiteengesit. As iemand die polisie toe gaan nie, gaan daar niks gebeur nie. Exactly. Ek meen my meisiekind het my laaitjie se hond het uitgebreek by die jaar. Toe gaan publiseer hulle die hondjie se foto met 'n selfoonnommer. Toe gaan een poepel en hy gaan sit dit op die haatgroep met daai selfoonnommer. En hy kontak my dogter hulle en dreig hulle 3 uur deur die nag. Mense, nou is my vraag hier, Uncle Jack, sorry, ek het nou gedink aan al hierdie goed om by hierdie vraag uit te kom. Hoe lank het ek wat hierdie saak gaan verjaar? Wat sy kan gaan 'n saak maak oor die ou wat toe haar kollega se foto's ook gaan afneem het en op Facebook geplaas het, wat op haatgroepe verder geshare is as kleerlinge wat my dogter is, polisievrouens. Hoe lank het sy voor daai ding verjaar, hierdie petty klagtes? As nie verjaring nie. Jy kan enige tyd 'n saak oopmaak. Jy kan as jy die bewyse het en jy het dit mooi geberre en soos Jaffies gesê het, Ja, jy het jou verklaringe mooi uitgelê, jou foto's, jy gaan nie die hof se tyd nie mors nie. Jaffies, ek wil net hoor, mag 'n mens iemand se adres en telefoonnommer en so vanaf Google? Nee. Okay. Uncle Jack verduidelik net gou hier vir ons, wat se prosedure is alles aanvaarbaar vir 'n hofdokument om op my gedien te word, want almal dink 'n polisieman moet aan jou deur klop. Verduidelik net daai hoe hulle dit alles op jou kan dien asseblief. Ja, weet jy wat, die ou manier was oorhandiging. Met bewyse. He should have died a long time ago, but we gave him a Net 'n oombliekie. Leonie, wil jy hier binne wees? Ekskuus, Uncle Jack, kom maar aan. Ja, wat sê jy daaroor? Ek sê, hulle partykeer, hulle het al baie dinge gedoen in die verlede, moes hulle jou beteken het persoonlik. En of by jou werk, of by jou huis, jou woonhuis, of so aan. Wat hulle later gedoen het was, hulle het dit begin afskeep, en hulle het vir die bediende gelos om vir jou te gee, en haar te laat teken, om dit vir jou te sê. En die ander een is elektronies, miskien e-mails en WhatsApps wat sê Blue Line. Dis waarop ek neerkom, e-mails en WhatsApps. Is dit aanvaarbaar of nie? Weet jy wat, ek kan net sê, ek het nie daai WhatsApp oopgemaak nie, alhoewel, daar bestaan twyfel. So, maar ek sê, dit moet persoonlik beteken word. So, ek stem saam met jou, dit is 'n rule. Wat sê die wet? Wat sê die wet? Daar moet 'n wet wees. Jy kan aansoek doen om dit te laat dien via WhatsApp of e-mail. Maar jy moet uiteensit wat jy gedoen het en hoekom jy nie die persoon in die hande kon kry nie. En jy moet bewys dat dit hierdie persoon se e-mail is en hierdie persoon se selfoonnommer is. So jy moet probeer om te bewys dat dit hierdie persoon en jy het gebel of whatever. Maar daar is maniere om dit te doen en daar is sake en hofsaake wat dit sê jy kan dit doen. So moenie luister aan mense wat sê, want hier probeer mense ook narratiewe te spin op hierdie app, om te sê, nee, jy kan nie so maak of so maak nie, want hulle probeer mense afsit. Ja, maar ek sê saam, ja, daar is maniere. Julle moet luister Ja, op my. Wat as jy geen details van hierdie persoon het wat jou so ras op online nie? Wat as jy geen details het nie? Wat maak jy dan? As jy 'n selfoonnommer het, dis genoeg. Ja. Okay. Dis genoeg as jy 'n selfoonnommer het. Awesome. Ek wil net sê ook, ek as 'n aanklaer, as die polisie wil arresteer, dan sê ek nee. Want daar's gesag wat sê, you must use the least restrictive means. So jy moet probeer nie om te arrestasie te maak nie. Dit moet die laaste ding wees. Maar as die polisiebeampte vir jou bel en vra, kom in asseblief, en jy kom nie in nie,
dan maak jy hulle baie kwaad, dan sal hulle vir jou arresteer op 'n donderdag of 'n Vrydag. Yes. Okay? So, speel maar saam en gaan maar in. Soms is jy nie in die moeilikheid nie. Soms is jy maar net 'n getuie in 'n saak en hulle probeer vir jou sê kom in, ons wil miskien 'n verklaring maak. Maar moet nie lieg vir die polisie nie, want jy gaan vir die res van jou lewe hardloop. Ja. En dit gebeur tans. True. Ja, Fies, ek wil gou hier onder hierdie komment van iemand af. Hulle vra as nou klomp mense op een mens target of heeltyd aangaan, kan ek weet nou wat sy antwoord half frivolous, maar kan jy bietjie meer uitkry op frivolous? Kyk, as ek 'n aanklaer is in 'n so saak, nee, en hulle val my aan, dan kan ek sê, daar's 'n complot, there's a conspiracy to commit a criminal injury, there's a conspiracy to commit enige ding, jy kan enige saak opmaak. Verstaan? So, wat is die woord wat ek wil gebruik? Is the doctrine of common purpose. Common purpose. Dis die doctrine van common purpose. Hulle het by mekaar gekom en gesê, okay, ons doen hierdie, ons gaan dit doen en ons gaan dit doen. Dit val onder die doctrine of common purpose. So jy target vir almal van hulle. Mense moet versigtig wees wat hulle advies vat van mense op hierdie app. Want ek vind som van die advies skokkend. Hoe hulle, wat hulle sê en wat gedoen moet word. Ek wil in 'n live inklim, maar ek sal seker geblok word, want dit is nie wat hulle wil hoor nie, want hulle wil net hoor wat hulle glo is hulle waarheid. So, hulle gee baie vir mense die verkeerde inligting en hoe om goed te doen. En ek is nie hier vir not die badge of enige ding nie vir followers nie. Ek wil nie eens gifts sê nie. Ek wil net mense moet sterk word en wys word van hierdie goed. Hulle moet wys word van hulle regte en wat hulle kan doen en wat mense nie teen hulle mag doen nie. Dis al. Mense moet net dit verstaan. Ja, Fies, net iets, ons het nie aan dit geraak vanaand nie. Hierdie mense wat so na lives toe gesummons word op TikTok. Mense bly weg. Julle praat julle sake daar uit in die guns van julle teenstanders in. Hou julle monde en bly weg. Vriendelike waarskuwing. Julle gaan hofsaake verloor deur hy lives. Ek wys net my vinger vir hulle. Ja, ek gaan vir my te summons. Ek gaan nou vloek. Ek is ook 2 keer gesummons. Elke keer het ek net gesê af fuck off man. Ja. Daar's mense wat gaan vir dit, nee. En dan Golden Oldies is ook hierso. Ek stel voor ek gaan hierdie hele live op TikTok laai. Jy moet hom gaan kyk hoe al jou antwoorde lê hierso. Dit is 'n lang live, maar jy moet hom van begin tot die einde luister. Potty, sy probeer onvergeefs praat, want niemand gee haar 'n kans nie. Okay, ek mute myself. Hallo Cathy, praat asseblief gerus uiteindelik. Dankie julle. Hallo Trouman, hallo Skalk. Hallo al julle awesome mense. Gaan dit goed? Ja, ek was ook eens op 'n tyd gesummons na julle live toe deur Potty hulle en toe sê ek daar's nie 'n manier wat iemand my summons na 'n live toe nie. As jy met my wil praat en my storie wil hoor, gaan na hof toe, ek sal hom vir jou daar vertel. Good for you. Nee, weet julle wat? Nee, TikTok dink dis die hof. Dit is nie 'n hof hierdie nie. Maar ek kan vir julle met al die eerlikheid sê, my hofsaak van die 9de Januarie het baie goed afgeloop. My warrants of arrest wat ek gekry het, gaan seker binnekort uitgevoer word. Ek is baie opgewonde dat uiteindelik gaan die haters wat dink hulle besit social media en wat above the law is, gaan met hulle gatte in die tronk sit. Oh, rarig. Rarig. Oepsie. Jojo. Wat ek dink hulle is above the law. Ek sit met die warrants of arrest by my. Ek was vandag by die weet ek het laat daar was 'n motion of arrest klaar uitgemaak vir die goed alles. Ek het vandag met die polisie afspraak gehad.
ek moet dit Vrydagoggend by die station commander hê, dan word dit uitgestuur na die relevant polisiestasies toe, en dan is dit die day vir hulle, soos wat hulle mos vir my gesê, TikTok, my eerglasie loop nou lekker leeg vir hulle. So ek is baie opgewonde oor wat gaan gebeur. Hulle het my probeer onderdruk, hulle het gedink hulle gaan my onderkry. Danksy mense op hierdie platform soos julle wat vir my gewys het, moenie gaan lê nie. En Trauma nie langs my, en Bin Laken, en Potty daarbo, almal wat my aangemoedig het, gaan aan, moenie back off nie. Ek back off nie meer nie. 8-9 jaar van bully, harassment, cyberbullying, stalking, poging tot moord, alles, jy gaan nou dik stukke kry. Ja. Is dit nou nie 'n goeie manier om 'n live af te sluit nie? Dit wys nou vir almal wat nog hier is, dat dit werk. Doen net die dinge op die manier wat Jaffies vir ons geleer het, en dan gaan dit gebeur. Ja. Okay then. Ek is baie bly, Cathy, dis wonderlik. En Jaffies, baie dankie vir The buck stops with you. Ek volg dit die regte manier en dit is deur die hof. En die hof, ek sal my dag my dag wat ek gaan laaste lag is hierso. Ja. Ons sommer dis live mooi. gaan sommer live van die hof af. Net nie uit die hof nie. Net nie uit die hof nie. Ek is baie bly, Cathy. Ek is baie opgewonde. My volgende hofsaak is ek het gesê hierdie jaar gaan ek seker meer in die hof wees as buite kan die hof. So ja, ek het een van die dae het ek weer hofsaake. Ek het die 17de Februarie het ek weer 'n hofsaak met iemand. En ek weet nie of julle gehoor het nie, ek het die saak met Eskom gewen met kostes. Waar hulle my krag onwettig afgesit het. Wonderlik. Ek is bly vir jou. Ja, mense, jy mag nie you can't deny water and electricity to somebody. Ja. Okay. Die groot ding is ek het ou mense by my en hulle het gedink hulle doen dit aan my, meantime het hulle dit aan die ou mense gedoen. En hulle gaan nog verder boet want 2 van my ou mense het geval in die donker en seer gekry. Cathy, well done. En weet jy wat, Cathy, ek sê altyd consistency. Ja, Cathy, ek het my nie lelik seer gemaak toe ek daar geval het. Ja. Wel, julle mense, baie dankie dat julle was vir my 'n voorbeeld gewees van aanhou, hoor. En hierdie trouman is soos 'n pitbull. Hierdie trouman is soos 'n pitbull, as hy eers byt, né, dan moet jy nie dink jy gaan back off nie. Hy en Bin Laken en hulle almal, hulle sê vir jou, jy gaan aan. Daar's nie 'n manier. Hoor ek Cathy? Cathy? Dis Skalk wat praat. Ek wil gou vra. Die laaste hofbevel wat ek gesien het was nog 'n interim bevel. Het die keerdatum was die keerdatum van daai aansoek reeds gewees? Ja. Het julle toe weer gewen? Want jy praat van julle het gewen met koste. Het julle weer gewen? Yes. Ja, ons het weer gewen. Stuur my daai hofbevel asseblief. Ek wil hom baie graag by my opsit, hoor. Ek sal hom vir jou stuur. Jy moet net vir my DM vir my jou e-posadres, dan e-pos ek sommer alles vir jou. Stuur sommer vir my, ek dink jy en Potty praat, stuur hom vir Potty, Potty sal hom vir my gee, hoor. Okay, 100%, ek maak so ek sal vir Potty stuur. Well done, Cathy, ek is trots op jou en hou aan wat jy doen. Ek wou inteendeel wou ek so 'n paar weke terug die shelter toegemaak het. Want ek was nie meer lus nie. Ek sal vir julle sê om hierdie plek aan die gang te hou sonder skenkings, nee. Trouman, jy weet hoe gaan dit. Dit is rof. Maar weet julle wat? Ek het net besluit ek doen nie die ding nie vir myself nie. Ek doen dit vir die ou mense en waar gaan hierdie ou mense heen gaan as ek toemaak? So ek het daarteen besluit en Cathy gaan maar nog I'm still going strong. Skenkers of nie skenkers nie, I'm still going. So Cathy, wat is môre? Chicken of beef? Wat moet ons vir jou invorder? Ja. Net nie weer chicken. Trouman, ek wil net een ding vra, nê? En ek vra nou namens die ou mense, no, not chicken anymore, please. Because we're going to cackle like hoenders nou al. Jy weet van dat julle begin insamel het, nee, het julle 90 kg
hoender laat aflaai en dit is baie hoor. Ek dink my neus lyk al soos 'n snavel. Maar ons is dankbaar. Al is dit chicken or if it's chicken or beef enige iets. Ek gaan spot. Eet die mense dan vark want dis ook bekostigbaar. Ek gaan nou vir al die donateurs vra. Weet jy wat hulle eet vark? Julle gaan my nie glo nie, die ou mense is verskriklik lief vir vark. Hulle is regtig baie lief vir vark. En ons het 'n verjaarsdag gehad vandag, Tannie Colette het verjaar. En ons kon nie eers vir haar koek koop nie, maar weet julle wat, ons weet ons sal een of ander tyd sal ons vir haar koek kry en ons gaan vir haar lekker braai hou en alles en sy sal 'n lekker dag hê. Okay. Ek sal vir iemand vra hulle met môre kort stuur vir haar, hoor. Jy gaan baie vark kry want TikTok is maar 'n varkerige storie. Dis alright. Ons sal dit baie waardeer. Maybe moet ons sê vir mense. Ek dink ek gaan Leonie praat net gou. O, sorry man, jy moet sê breker vir 'n koei. Ekskuus man, ek sê maybe jy moet kyk vir haar hand. Want Jackie het gesê hy wil tyd saam met sy seun spandeer, so maybe kan ons hom net laat gaan. Nee, maar ek is reg. Ek wil ook gaan, hoor. Ja, ek dink laat ons maar klaar maak. Ek wil net saam met my bed julle moet 'n lekker aand hê. En dankie vir alles weer. Dis 'n plesier. Baie dankie Jaffies. En ek dink baie mense moet luister wat hier gesê word. Los julle slimmigheid en daai untouchable houding wat julle het. Julle gaan julle gatte sien. Baie julle. Dat julle almal hoor. Bye. Bye.